Goeienaand, 'n lekker aand en welkom by Woord en Boekrol. Vanaand wil ek met julle praat oor 'n baie mooi beskrywing van iets wat so na in my hart ook lê. En vanaand gaan ek met julle praat oor die tossels aan die kleed en die gees wat beskryf word as 'n duif. Nou vra jy my seker, waar kom die twee by mekaar, reg? Nou, ons lees in die woord van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Baie het al haar storie gehoor, baie het al gelees van haar storie en baie was al gees geïnspireer deur die storie van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het haar hele lewe deur. En sy het so deur die skare gedruk en haar hand so uitgesteek tussen hierdie digte skare en aan Jesus se kleed geraak. En in daai oomblik wat sy aan die kleed geraak het, het Jesus stil gaan staan tussen hierdie baie mense en hy het gesê, wie het aan my geraak? En Petrus het vir hom gesê, maar my Here, hier's baie mense, almal raak aan jou. En hy het gesê, nee, hy kon dit voel. Nou as ons daai gedeelte lees in Matteus 9 vers 20 tot 22, dan sien ons die Griekse beskrywing van daai kleed se soem wat sy aangeraak het, is krasperdon. En krasperdon verwys na 'n baie spesifieke ding wat ons van weet, maar ook al vergeet het, of dink is nie van toepassing nie. Nou wat verwys dit nou na? Dit verwys na die tosseltjie wat hang aan die kleed. Nou ek weet nie of party van julle al gesien het hoe lyk 'n talit nie, daai biddoeke wat die Jode dra. En dan op die punte van die hoeke is daar sulke lang uitgerafelde tosseltjies wat daar hang, wat so gevleg is met 'n blou lintjie in of party van hulle sommer net plain wit. Nou dit is die krasperdon wat van gepraat word hier in Matteus 9 vers 20 tot 22, die soem. So toe sy so uitgerek het en gestrek het, is dit most seker die enigste ding wat so gewaai het in die loop en dis die naaste wat sy kon gryp, was toe nou die tosseltjie. Nou goed, hoe kom dit ooreen by die duif? Gaan julle nou sê. Nou, in Maleagi lees ons van die seun van regverdigheid wat afkom met genesing in sy vlerke. En nou daai vlerk is presies dieselfde. Alhoewel in daai gedeelte word dit beskryf kanaaf in die antieke tale, kom dit ooreen met dieselfde woord krasperdon se maatjie in die Ou Testament. Nou waar lees ons dit? In Numeri 15 vers 38 tot 39 lees ons waar God die volk beveel om 'n tosseltjie te vleg en aan die hoeke van hulle kleed te sit. Vir wat 'n rede? Om te kan onthou van sy gebooie. Nou, dit is belangrik, alhoewel dit ook in die Ou Testament staan. En dit is nie te sê ons moet vandag tosseltjies dra nie. Ek gaan jou sê hoekom nie. Die tosseltjies was om hulle te onthou, te herinner, te wys. Die 10 gebooie, as hulle so geloop het, en hy loop, en hy sien, en hy raak kwaad vir iemand, het hierdie tosseltjie so verby hom gewaai in sy kleed, en skielik het hy besef, hy mag nie so kwaad wees nie, hy moet lief hê, soos die 10 gebooie sê. Hy moet sy naaste lief hê. En dit was 'n manier gewees, hoe hulle herinner kon word aan die gebooie, terwyl hulle nog aangaan met hulle lewe en met hulle daaglikse aktiwiteite. Nou, hoe is dit van toepassing op ons vandag? Ons het gekry dat Jesus, toe hy opgevaar het na die hemele toe, het hy gesê hy los vir ons 'n trooster, die Heilige Gees. Nou die Heilige Gees is ook die een wat vir ons sê, onthou, moenie so optree nie, moenie kwaad wees vir hierdie een wat voor jou inry nie, jy moet jou naaste lief hê, soos wat God jou lief het, en soos wat jy jouself moet lief hê. Moenie steel nie, moenie al daai dinge nie.
En dit is waar die konneksie begin. Nou, in Matteus 3 vers 16 lees ons dat Jesus is gedoop. En dit is waar ons ook die gelyke van die Heilige Gees kry, wat neerdal soos 'n duif op Jesus, waar God dan sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Nou, lees ons daar ook in Genesis 8 vers 11, van Noag, wat eers 'n kraai uitstuur, toe die ark geland het, en toe later stuur hy nou 'n duif uit, en die duif bring vir hom terug 'n olyftakkie. Nou, vir die wat weet van salwingsolie, die wat weet van salwing, en gaan salf die siekes, lê hulle hande op. Meeste van jou salwingsolie kom uit die pers van olywe, in die olyfolie. En hierdie juis is vir ons 'n mooi prentjie tussen die twee geskrifte, waar Jesus in Matteus 3 vers 16 gedoop word en die duif op hom neerdal, die Gees van God, en in Genesis 8 vers 11, waar Noag die duif uitstuur en hy bring terug 'n olyftakkie. Nou het ons al 'n paar eienskappe van die Heilige Gees ontdek. 1, dat die Heilige Gees is soos 'n salwing oor jou. Hy salf jou, hy fluister in jou oor, hy maak jou bewus van die woord van God in jou daaglikse wandel. Hy kom op jou neer, en hy troos jou, soos die woord ook sê, in jou dae van hartseer. En dan leer ons ook in die woord verder, dat die Heilige Gees is ook vir ons 'n intercessor. Hy tree vir ons in, wanneer ons nie eintlik woorde het nie, en ons weet nie wat om te sê nie, dan bid die Heilige Gees ook saam. Nou, al hierdie pragtige eienskappe van die Heilige Gees, sien ons ook in die woordjie tossels. Hierdie tosseltjies, wat so aan die hoeke van die kante van hulle kleed gehang het, soos 'n nimmerie. Hoe kom dit by mekaar reg? Daai konneksie kom tussen die woord duif in die antieke taal en die woord tassel, wat mense dit noem, 'n tzitzit, is die Hebreëus ook daarvoor. Sien, in die vorige tye van Israel, en nou vandag kry mense soveel diere wat verander het al, dat hulle oorspronklike vorme nie regtig meer dieselfde is amper nie, maar in die oud Israeliese tydperke was daar 'n verskil gewees tussen 'n duif en 'n pigeon. Nou, ek moet vir julle sê, dit was vir my 'n bietjie van 'n probleem. Ek het gaan soek na pigeon in Afrikaans, en ek kon nie regtig dit kry nie. So, as ek nou moet verduidelik, gaan ek seker maar sê tortelduif dan. Maar in die antieke tale was 'n duif heeltemal anders as die woord vir 'n tortelduif, pigeon. Wat was die verskil? Wel, ons moet eintlik eers gaan kyk na hoe hulle gelyk het, wat hulle gedoen het, hoe hulle gefunksioneer het. En as ons kyk, dan kan ons sien, 'n duifie in daai tyd was so 'n wit klein voeltjie gewees, so 'n wit klein duifie, spierwit van kleur. En hy het sy nesie gemaak op die grond. Sy ou nesietjie daar tussen sand en klip op die grond. Hy het net een maatjie gehad vir sy hele lewe lank, en hy het ook net een eiertjie op 'n slag gelê. Sy vyande is gewoonlik die jakkals en die slang wat daar onder op die grond rondgaan. Soos wat die woord sê, ons moet versigtig wees soos 'n duif. Jy sien, hierdie wit duifie het nooit vasgeslaap daar op die grond nie. Hy het so half met die een oogie oop geslaap, want hy het geweet, hier op die grond is waar die slang seil en is waar die jakkals kruip. En wat is die verskil dan tussen hom en die pigeon of die tortelduif? Nou sien, 'n tortelduif of pigeon in oorsprong in biologie en al daai dinge is eintlik hierdie grys groot voël met spikkeltjies op, en party van hulle is al te pragtig versier met die mooiste dinge aan hulle lyf en kleur. Maar die groot verskil is ook dat hy het vele maatjies in paartyd. Hy bly nie by een nie.
En as hy eiers lê, is dit altyd 2 of 3 op 'n slag. Ook is sy nes daar bo in die bome, en sy enigste vyand is die arend. Nou, hoe is dit van toepassing, reg? En dit is presies waar dit inkom. Jy sien, die antieke taal praat van die duifie, die wit suiwer ene, sy naam is Tassiel, tossel, soos die tosseltjie aan die kleed. Hoe mooi is dit, reg? Hy spierwit, soos wat ons hart moet wees. Hy het een opinie, een eiertjie wat hy lê. Sy nesie is daar onder op die grond, nederig soos ons moet wees. Sy vyand is die slang en die jakkals, net soos wat dit is met die kind van God. Want waar lê ons probleem, reg? Die fluistering van die slang in jou oor. Dis jou vyand, en die jakkals is die een wat jou in die rug gaan steek, wat nie glo soos jy nie. Dit is die vyand van die geesgevulde van God. Die een wat gevul is met die Tassiel, die gees wat soos 'n duifie is. Jy sien, die pigeon, sy antieke naam, is so uniek. Vir die wat die storie van Jona ken, wat weghardloop, vir God wat hom 'n opdrag gee, en gesluk is deur die vis, en eindig op die strand, wat hy uitgespoeg is, en hy wil nie regtig vir die volk gaan preek nie, en nadat hy vir hulle gepreek het, en hulle kom tot bekering, is hy sommer kwaad, en hy gaan sit onder die vyeboom, uit die son uit, en toe die vyeboom doodgaan, toe brand hy in die son, en hy is kwaad vir die Here. En hy praat uit 2 monde. Hy wil eers die rigting toe, en dan gaan hy daai rigting toe. En dit is juis, want die pigeon, sy antieke naam, is Jona. En dit maak dit so interessant, want dit is presies die prentjie wat hy ook vir ons teken, van wat iemand is, wat nie gevul is met die wit duifie gees van God, wat nederig is, wat een opinie praat van sy God, wat een maatjie die Here het in sy hele lewe, wie sy vyand die jakkals en die slang is. Jy sien, die pigeon wat daar bo in die bome sit, is iemand wat hoog leef. Hy het baie maats, dan wil hy die Here dien, dan wil hy nie. Hy het vele maatjies op 'n slag. Hy lê 2 tot 3 eiertjies, sy opinie, dit wat uit sy mond uitkom, sy woorde uit sy mond uit is nooit dieselfde nie. Dan praat hy oor die Here, dan loop hy in die straat en vloek. Ons ken almal sulke mense. Ongelukkig is dit daar. Jy sien, sy vyand is die arend. Nou waar is dit van belang, reg? Nou, in die Romeinse tydperk kan 'n mens sien dat Jesus praat met die Fariseërs en die Sadduseërs, en hy sê vir hulle dieselfde ding. Hy sê, julle praat uit 2 monde. Julle het 2 opinies, een oor God en een oor geld saam met Rome. En hulle word vergelyk met witgewaste grafte, maar hulle word ook vergelyk met die Jona. En jy sien, hoekom is die arend hulle vyand? Wat is hierdie arend? Nou daai arend prentjie speel af ook in daai tyd. Want jy sien, die Sadduseërs en die Fariseërs van daai tyd het net een vyand gehad, want hulle was leiers. Hulle was leiers oor die nederige mense. Hulle opinie het gemaak dat Jesus gekruisig moet word. En jy weet, hulle het mense laat stenig vir allerhande dinge wat hulle eintlik ook maar self doen. Maar hulle het een vyand gehad bo hulle kop. En dit was die arend, die embleem van die Romeine. Nou sien, as jy 'n bietjie van die Romeine gaan lees, dan sien jy, en gaan kyk 'n bietjie prentjies, dan het hulle hierdie goue arend op 'n stok gehad. Dit was hulle embleem. En dit is die vyand vir die wat hoog leef. Is daai een daarbo, en bo hom is God, wat natuurlik gaan oordeel aan die einde van die dag. Maar as jy daarbo leef, is net die een bo jou vyand, want dis hy wat jou in die rug gaan steek. Die nederige ou hier onder, staan nie 'n kans om by jou uit te kom nie. Nou kom ons kyk 'n bietjie.
Hoekom in Matteus 3 vers 16 het die Gees van God soos 'n tassiel neergedaal op Jesus? Sien, dit was daai wit, suiwer, sagte nederigheid tussen die mense waar hy geloop het. En dit sou die teken gewees het ook, wat hulle sou verstaan. Is dat die suiwer wit duifie, wat dieselfde is as die tosseltjie in Numeri, wat beskryf word in Maleagi deur die seun van regverdigheid, wat afkom met die tassiel in sy vlerk. En die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat uitgereik het tussen 'n skare om aan die tassiel te raak. Nou toe Jesus gesê het, daar gaan iets uit hom uit, is dit most probably wat hy van gepraat het, is die Gees van God. Hy het gevoel hoe dat die krag van die Gees van God na haar toe gaan om haar te genees, toe sy uitgestrek het om aan hom te raak, daai tosseltjie, wat beskryf word ook as tassiel, Gees van God. So as mens nou mooi dink, die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, sy het nie eintlik net aan 'n tosseltjie geraak nie. Sy het direk aan die Gees van God gaan raak, die Seun van God en die Gees wat hom uit die dode uit opgewek het.